Ja, ons gaan net die wat nog rond staan en nie weet waar om te sit nie net 'n kans gee. Ek gaan nie name noem nie, Nico. Ek wil graag vir hierdie skrifgie net lees. Wie weet dat die hele Bybel gaan oor Jesus? Dis nie net stories nie. En van Genesis tot Openbaring gaan dit oor kruisiging van Jesus, sy lyding en sy opstanding. Amen. Genesis 2, vandag is 'n vervulling van hierdie. Thus the heavens and the earth were completed in all their vast array. By the seventh day God had finished the work he had been doing. And on the seventh day he rested from all his work. And God blessed the seventh day and made it holy, because on it he rested from all the work of creating that he had done. Vandag is Jesus in die graf, die Sabbatdag. Nou hy al sy werk klaar gemaak het, by gerus. He is the eternal Sabbath. Dis die Jesus wie ek en jy aanbid. En vandag is niks as dit nie gaan oor Jesus nie. Die feit dat jy hier is vandag en jy's nie hier vir hom nie, kan ek jou met baie liefde sê, mors jou tyd. As jy hier is vir Jesus, sal jy hom ontmoet. Die Bybel leer ons in 2 Korintiërs 4 vers 6 dat die heerlikheid van God sien ons in die gesig van Jesus. Die gesig van Jesus. En ek wil jou vandag uitnooi, hou jou oë op Jesus. Maak nie saak wat gebeur nie, maak nie saak wie praat hier voor nie, maak nie saak wie dans nie, hou jou oë op Jesus. En jy sal nie teleurgestel wees nie. This is a Jesus meeting. Amen. Kom ons staan saam, dan gaan ons open met gebed. Ons loof U, Abba Vader, dat ons hierdie dag mag begin in U naam. Hierdie dag, U gerus het in die graf, van dit wat U gedoen het op aarde, Jesus. Die vervulling van die plan en die wil van die Vader, wat U vir ons kom doen, Heer. Dankie dat ons U naam mag verheerlik in hierdie dag, in hierdie diens. U sê, dat wanneer ons tot U nader, sal U tot ons nader. En ek weet verseker, Jesus is hier. This is all about you. This meeting is all about you. This day is all about you. Jesus, it's all about you. You fill everything in every way. You are our King, and you are in this room. We glorify you. In Jesus' name we pray. Amen. Die woord van die Here leer ons dat in die nag waarin Jesus verraai was, het hy brood geneem en het dit gebreek. Soos hierdie brood gebreek is, die stukkie broodjie wat ook gebreek is, so verwys dit na die liggaam van Jesus wat vir my en jou gebreek is. En ek dink nie altyd ons besef tot watter mate sy liggaam gebreek is en wat hy deurgegaan het. Net sy vlees, hoe hom geslaan het en geslaan het en geslaan het. En nie opgehou het, die groewe in sy rug, die doringkroon op sy kop, in sy gesig geslaan het en verneder het, is sy liggaam gebreek vir my en vir jou. En ons kan vanmôre in vreugde die Here dank vir sy liggaam. En hom eer, want hy alleen kom al die lof toe. Want in dit is daar vir my en vir jou genesing. Daar's oorwinning. Dit was deel van die pad wat hy gestap het. En ek dank die Here dat hy daai aand in Getsemane gebid het. Nogtans, Here, U wil dit my. Ek dank die Here dat hy dit eintlik gestap het vir my en vir jou. En dat sy liggaam so gebreek is, sodat ek en jy mag deel hê. Paulus sê dat wie dit op onwaardige wyse eet en drink oordeel oor homself. Hier is nie maar net die tafel van die kerk nie, hier is nie 'n instelling wat, is nie 'n tradisie nie, dis iets wat Jesus gesê het ons moet doen. So dikwels julle by mekaar, gebruik dit tot my nagedagtenis. En dis hoe ons dit op 'n onwaardige wyse eet en drink as ons nie die liggaam van Christus erken. So ons erken vanmôre die liggaam van Jesus en opnuut met 'n dankbare hart kan ek en jy sê, dankie Jesus, thank you Lord, that you gave your body, and it was broken for me, so that I can be you. Your blood flowed on the cross, so that I can be saved. It paid my penalty.
Because of your blood I am redeemed and reconciled to the Father. Dis die bloed, dis die liggaam van Jesus. Die Here, ons eer U dat ons mag deel in hierdie tafel. Dat U naam geëer mag word. Ons doen hierdie tot U nagedagtenis. U sê, wanneer ons dit doen, verkondig ons die dood van die Here Jesus. Hierdie naweek herdenk ons die dood van Jesus Christus. Ons eer U vir dit wat U gedoen het. Dankie vir die liggaam. Dankie vir die bloed wat 'n nuwe testament is, 'n nuwe verbond. Christus Jesus. Dankie vir die krag in die bloed wat nog nooit minder geword het. Die werk aan die kruis wat nog nooit ongedaan geraak het. Jesus, you cried out, it is finished. You did it all. You paid the full price. Now build. Ons dankie Jesus. Dankie Jesus. Kom ons gebruik dit. Woord van die Here te hoor. Amen. Amen. Ek sou dit weer 'n keer gevra het. Amen. Hoe net so die aksie die een kant kry, en vra ons die ander kant. Daar's 'n bietjie ringfeed op hierdie ding, maak die monitors groot op ons. So ek glo dat jy die Bybel saam het. Die Bybel het. Lig hom so 'n bietjie op. Ons profeteer en ons proklameer. Sê saam met my, this is my Bible. I believe it to be the word of God. I believe it to be the truth. I believe that I am what it says I am. That I have what it says I have. And that I can do what it says I can do. In Jesus' name. Amen. Ek bid glo dit. Sal die blaai na 1 Korintiërs hoofstuk 1, hoofstuk 15. 1 Korintiërs hoofstuk 15. 1 Korintiërs hoofstuk 15. Mag die Here in elkeen van ons harte vandag kom wakker maak weer liefde vir die evangelie, die gospel. Because it's all about the gospel. You know that the gospel is not a story, the gospel is a person. His name is Jesus. Amen. His name is Jesus. Ek gaan so 'n bietjie Engels en Afrikaans, ek dink hulle noem dit mengels, ons praat mengels. Net om vir ons Engelse maatjies wat nie Afrikaans verstaan nie, hulle oefen, hulle weet ons van Afrikaans in die hemel praat. Maar terwyl hulle hier op aarde is, wat die Here hulle, we will be with them. And so let's read verse 1 from chapter 15. Now, brothers, I want to remind you of the gospel I preached to you, which you received, and on which you have taken your stand. By this gospel you are saved, if you hold firmly to the word I preached to you. Otherwise, you have believed in vain. For what I received, I passed on to you as of first importance, that Christ died for our sins, according to the scriptures, that he was buried, and that he was raised, and on the third day, according to the scriptures. Net tot so. Net daai gedeeltetjie. En dit is interessant dat Paulus hierdie hoofstuk begin met 'n herhaling, met 'n herinnering van wat hulle reeds gehoor het. Hy kom deel, hy sê, I need to remind you. Weet nie wie van u nie, maar ek moet gereeld herinner word aan goed wat ek moet doen. Ek het op 'n tyd vir my vrou gesê, daar's niks aan my fout as sy my 1 keer in 6 maande herinner aan dit wat sy vir my vra. Ons het nodig om herinner te word gereeld. En spesifiek oor die woord van die Here. Spesifiek. Petrus skryf dieselfde. Ek skryf dit vir julle weer 'n keer. Ek wil vir julle iets anders geskryf het, maar ek skryf hierdie vir julle. Om julle te herinner. Paul does the same. He starts this chapter with a repeat of what he already preached to them. And he starts by telling them that he will be telling them again the foundation. Die fondasie, die begin
of why they have come to faith in the first place. And we need to remember that he's talking to the church here. Hy praat met die kerk, praat nie met ongelowiges nie, hy het hierdie brief geskryf vir die gemeente van Korinthe. So first he preached the gospel to them, they received the gospel, they stand in the gospel, and he still declares it to them again. As hy dit doen, is dit nie nodig dat ons, is dit dalk nie nodig dat ons dit meer hoor van kansels af. Die rou evangelie, soos Jesus Christus dit vir ons kom leef en kom doen. And this means that besides all other teachings, everything else that he taught them, van hoofstuk 1 tot en met hoofstuk 14, en van dit af verder, die tweede brief van Korintiërs, al die ander dinge wat hy byvoeg, sê is nie so belangrik soos hierdie. This is the epicenter of it all. The gospel. The gospel. And holy living is the direct result of what the gospel does. Om heilig te leef. En dis iets waar ons so gereeld moet raak in die woord van die Here. Waar ons so gereeld oor moet gesels, even met mekaar. Want dis so belangrik, hoekom? Omrede ons so vinnig vergeet. So kom Paulus sê, ek gaan jou herinner. I'm reminding you of this. But this statement, merely to just live holy, does nothing for you if you do not stand in the gospel. If you do not stand in the gospel. En vandag, voor ek verder gaan, wil ek hê jy moet weet, as jy alles vergeet wat ek vandag vir jou sê, moet jy hierdie ding onthou. Jesus paid it all. Jesus paid it all. Die prys is ten volle betaal. Dit wat hy in die kruis deurgegaan het, en dit wat hy op die kruis en voor dit, het die prys betaal, het die wraak van God versadig, teen sonde, die straf, punishment of sin, sickness, disease, Jesus paid it all. And that alone is supposed to make us, dit moet ons buite onsself raak, as ons net daaroor dink, dat ons nie nodig het om die prys eendag te betaal. En wanneer ons eendag voor die Vader staan, voor die troon, en daar is so 'n dag vir elkeen van ons, wanneer ons so alleen voor God gaan staan, nie saam met chommies en familie, jy gaan so voor die Here staan en rekenskap gee. En dan weet ons daardie dag, die manier waarop die Vader na ons kyk, is deur die bloed van die lam, deur die lense van die bloed van Jesus. En ek en jy is geregverdig, want Jesus het die prys ten volle betaal. Om heilig te lewe is nie maar net, of dit kom nie maar net van 'n opdrag lewe heilig. Dit kom alleenlik wanneer ek en jy staan. To stand in the gospel. Paulus sê, I want to remind you of the gospel I preached to you, which you have received, which you have taken your stand. Dis 'n standpunt, meer as 'n standpunt, dis meer as 'n leefwyse, dit is wie Christus Jesus is. En ek en jy moet geplant wees op daardie rots, onwankelbare rots van alle eeue, Jesus Christus. We need to stand. The gospel is not only for an altar call at the end of the service. It is the very reason we are saved, and the gospel continue to be that reason. We should never water down the gospel and lose focus of what Jesus has done just because of the fact that I have already heard the gospel. Daai ding van ek het dit al gehoor, wil ek amper half sê, is die rede hoekom soveel mense in gevangenskap leef. Soveel kinders van die Here nie vry kan kom en los kan kom nie, is omrede hulle nie weer herinner wil word aan wat Jesus in die kruis gedoen het. Aan die straf wat Jesus gedra het vir ons. I've already heard that. Because it's what the lover of your soul did for you. So that you can have him and he can have you. It's the ultimate love story. Girls is meer bring om na liefdesverhale te kyk en liefdesverhale te lees. Hierdie is die ultimate love story. The man pursuing the woman. Jesus pursuing his church, his bride. Giving his life for her. Homself opgegee vir sy bruid, vir my en vir jou. Ek en jy is bruid. As ek en jy staan in hierdie evangelie soos wat Paulus sê, dan is ons bruid. En ek en jy is in hierdie proses om skoon gemaak te word, skoon gewas te word. Dit is wat die evangelie doen. Dis wat Jesus doen vir my en jou. He keep on cleansing us.
It's one of the benefits. He says, do not forget one of the benefits of the Lord, who keeps on healing our bodies, who keeps on forgiving our sins. The blood of the Lamb keeps on washing you. Ek en jy dit nodig. Ek en jy dit nodig. En ons het nodig om herinner te word aan die evangelie. We so often see the gospel as just the catalyst, just the beginning, just the starter, die vuur aansteker vir die geestelike lewe. Ek het die evangelie gehoor, ek het die keuse gemaak, en nou begin my pad. En nou het ek al hierdie moeds en moenies, al hierdie goedes wat ek moet leer, al hierdie doktrines. Die evangelie is ver meer as dit. Die evangelie is nie net die firelighter. He is the fuel. The gospel is a person. It is Jesus. It is Jesus, and He is the fuel to a holy life through the Holy Spirit. Because first, you and I need to understand that the grace that saved us is the grace that keeps on saving us. It's the grace that keeps us saved, rather, I should say. It's the grace that keeps us saved. Because only when you and I stand in this gospel. Want dis wat Paulus sê hierso. By this gospel you are saved, if you hold firmly. If you hold firmly. Daar's 'n voorwaarde. Ons almal weet, ons almal het al gehoor van once saved, always saved. En ek hoop dis wat jy glo. Ek wil vandag vir jou sê, daar is nie so nie. You and I need to stay saved. We need to hold firm to the word of God. We need to stay anchored. Ek en jy ons moet geanker bly in die rots van Jesus. Dit beteken daar's 'n keuse, ek en jy het 'n keuse. Ek en jy het 'n keuse. Hou aan die regte keuse maak. Dis hier dieselfde Heilige Gees binne my en jou woon. En ek en jy moet weet van die begin af, dat God die Vader, die Seun en die Heilige Gees nie geskei kan word van mekaar. Een persoon. Ek en jy kan dit dalk nie verstaan nie, maar dis fyn. Dis okay. Eendag, ons ken nou ten dele, eendag sal ons dit volle weet. Maar ons moet weet dat dit die volheid is van Christus wat binne in ons woon, deur die Heilige Gees. En hy is die een wat ons krag gee om heilig te lewe. Heel eerste, ek en jy sou nie tot geloof gekom het as dit nie die Heilige Gees is wat ons betrek. We are drawn by the Spirit. We are convicted. Ons is oortuig van ons sonde deur die Heilige Gees. Dan word ons gered deur Jesus wanneer ons dit aanvaar. Dan kry ons die Heilige Gees wat binne in ons woon om ons te help. Die instaatsteller, die trooster, die helper, die ander helper wat Jesus sê is die vir ons. Hy het geweet ek en jy gaan alleen. As jy ooit gedink het jy gaan dit alleen kan doen, ek wil jou babbelbars vermoed. It's not possible. All of us have tried. Almal het al probeer om dit op ons eie te doen. En ons almal moes agtergekom het wat we can't. It is only in Jesus. Ek en jy die Heilige Gees nodig. Hy is die een wat ons bring tot, He brings us to repentance. And it's something we should never lose, is to repent daily. To repent. Dis nederigheid, om te besef, dis voor die Vader en ek het sonde in my lewe, of ek het sonde gedoen, of wat ook al die geval wees, en repent. En ons weet, repentance is nie maar net sorry om môre weer dieselfde te doen en weer te repent nie. Repentance is ek draai weg van dit. Bely en laat staan, dis repentance. Dis hoe ek en jy staan in die evangelie. Dis hoe ons, that's how we hold fast to the gospel. Through repentance. Ek is so bly ons het die Heilige Gees gekry om 'n heilige lewe te leef. Dit klink vir my die Heilige Gees weet alles omtrent heilig. Dis sy naam. Dis sy naam. Dis geen wonder Jesus sê wees heilig. Ek is heilig. Vader gee ons daai opdrag. Wees heilig. En uit onsself uit onmoontlik. Saam met die Heilige Gees help ons om heilig te lewe. Jesus Christus kom vervul dit. Hy maak ons heilig voor die Vader. Maar ek en jy moet kies om nee te sê vir die sonde. Dis 'n keuse. Maak die regte keuse. The grace does not work and we just sit. That's not how grace works. Grace does the impossible. Genade doen wat ek en jy nie kon doen nie. Ek en jy die keuse om te maak. Wat doen ons met die genade wat die Here vir ons gee? Gaan ek dit deur die modder sleep? Gaan ek mors met dit wat Jesus vir my in die kruis gedoen het? Gaan ek sy genade aanvaar?
en lewe soos hy my leer, gaan ek vashou aan hierdie evangelie. Hoekom? Want hy het klaar betaal. Hy het klaar betaal. Ek en jy hoef nie die vloek te dra nie. Ek en jy hoef nie gebuk te gaan onder sonde nie. Ek en jy hoef nie hierdie las te dra nie en die juk van hierdie wêreld nie. Die las van Jesus is soveel ligter en sy juk soveel sagter. Dis wat genade vir my en jou doen. He does not treat us the way our sins deserve. That's grace. That's grace. En elke ene kan maar net self ondink. Die sondes wat ons al gedoen het en die aanjaag wat ons al ingejaag het in hierdie lewe. Ek vir myself kan maar net sê dankie Jesus. Ek dank die Here. Daar's 'n skrif wat lees, blessed is the man who sins, not held against him. That's me. That's you. Elkeen van ons is geseën want ons sondes eendag nie teen ons gehou word. Want Jesus het dit gedra. He paid the price. He paid the price. Sê 'n bietjie vir jou neighbor, he paid the price. The origin of our faith is the name of Jesus. The origin of our faith is the suffering of Jesus, the blood of Jesus, His death, His burial, and His resurrection. That's the full gospel. That's the full gospel. Ons kan hierdie evangelie afbreek en dit afwater, sodat ons net beter kan voel en sodat vir ons gemaklik klink op die oor. We cannot make it less gory and less bloody. It is what it is. En as ek en jy dit afwater, word dit 'n halfe evangelie en dan is dit geen evangelie. The true gospel is the full gospel. You cannot remove any of what happened from this weekend because Jesus paid it. Elke gedeelte, daar's detail in elke skrif. Daar's soveel detail. En ek en jy kan niks van daai detail uithaal. Want dan haal ons van die evangelie. There was no comfort in the suffering of Jesus. There was no comfort for Him on the cross. Why would we choose to comfort our ears? Waarvoor sal ons kies om gestreel te word in ons oor, sodat dit ons nie offend, en sodat mense nie offended mag wees, deur dit wat die woord van die Here sê. I want to tell you, it's not what some say, but it's what God says. And what God says, so help me God, I will say. En elkeen van jou, elkeen van u moet dieselfde sê. Ons moet die woord van die Here preek. Ons moet die woord van die Here lees. Ons moet die woord van die Here leef. Dit wat hierin staan is die waarheid. It is the truth. And it's nothing but the truth. Dis wat hier is. Moet dit nie afwater. Moenie skrifte uithaal nie, moenie skrifte verdraai nie. Lees in konteks. Die woord van die Here is wat my en jou verander. Daar's geen verandering as ek en jy nie hier lees nie. Wat het vlees geword? Die woord het vlees geword. Dis Jesus. Dis onlosmaakbaar van Jesus. Dis alles hy. He fills everything in every way. En as ons net dink aan daai skrif, net dit alleen. Vanaand in jou binnekamer, wanneer ook al jy stilte tyd het, môreoggend, wanneer ook al, dink bietjie aan daai skrif. He fills everything in every way. Dat die Heilige Gees toe met in jou toe openbaar, sodat ons kan verstaan, want ons het hom nodig. Hy is die een wat die letter vir ons lewend maak en oopmaak. The gospel is the full gospel with all the detail. Sugarcoating is for baking classes. Sugarcoating is not for the church. It needs to be presented a holy bride. Ek en jy kan nie die evangelie afwater. Ons kan dit nie mooi laat klink nie. As Jesus gelei het en die Bybel sê vir ons hoe hy gelei het, as 'n skrif wat sê dat hy is geslaan en hy was onherkenbaar. Dink dit aan dit. My bones was exposed. Lees bietjie Psalm. Die boek van Psalms, daar's soveel van hulle wat verwys na dit wat Jesus deurgegaan het. As die Bybel dit sê, is dit die waarheid. Dat is deel van die evangelie. The price that was paid is way too big and way too valuable for us to be comfortable. The price that was paid
It was paid so that we can have an eternity with Him, with the lover of our souls, with the one, this perfect bridegroom who gave Himself for His bride, the church. And this eternity without Him is a fire that is not quenched. Ek en jy het 'n keuse, either met of sonder Jesus vir die ewigheid. En ek en jy moet baie seker maak watter kant ons staan. Ek wil met hartseer sê dat daar's baie mense wat in die kerk sit wat glo dat hulle dit gaan maak. Wat glo dat hulle op pad is hemel. Daar's mense in die kerk wat nie hierdie lees nie. Wat nie die Here 'n kans gee om hulle te werk, om hulle te verander. Want Jesus kom terug vir 'n rein bruid. Vlekkelose bruid. Dis wat ek lees. Dit beteken ek kan nie sonde in my lewe toelaat. Dit beteken ek moet sonde veg, teen dit veg. En dit weerstaan. En dit is moontlik. Jesus sê, hy die wêreld oorkom, oorwin. En hy sê elkeen wat in Christus is, oorwin hierdie wêreld. In Johannes. So dit beteken dit is moontlik vir my en jou. Deur die hulp van die Heilige Gees om staan te kan doen. It is possible. Ek en jy moet baie gereeld ons redding bevraagteken. We need to question our salvation very often. And there's only one way, is to read this, to make sure. Hy beleer ons dat wat is hierdie soos 'n spieël. Ons kyk in hierdie spieël. Ons moet die beeld van Jesus sien. Jesus se lewe moet deur my en jou gaan. Ons lewe moet 'n weerspieëling wees van wie hy is. Ons moet lewe met die doelwit om in sy voetspore te volg dag in en dag uit. En ek wil vir jou sê, nie net in die lekker goedjies nie. Nie net daar waar die brood en die visies vermeerder was, daar waar almal lekker geëet het. In alles. Selfs in die lyding. Even in the suffering. As ek en jy in sy voetspore wil volg, beteken dit dis al sy voetspore, which means there will be suffering for us. So Naps het gister gepreek, it's a given. It's a given, there will be suffering. Maar ek wil by sê dat dit 'n eer is om te ly vir Jesus. Ek moet vir sê dat ek praat nie van siekte. Siekte kom nie van Jesus. Siekte kom nie van die Vader. Alles werk ten goeie mee. Ek wil by sê dat, ek wil heel eers sê dat ek verstaan nie altyd. Ek wil heel eers my hand in die klas opsteek en sê, Here, ek verstaan nie, verduidelik vir my. Wat is die doel dan? Hoekom is daar nie altyd genesing van? Hoekom gebeur dit nie altyd soos wat ons in die woord lees? Ek verstaan nie, ek het nie al die antwoorde. Maar ek weet Jesus. Ek weet dat ek en jy moet by sy voete bly, maak nie saak wat. Was Jesus by magte om ver meer mense uit die dood uit op te wek, toe hy op aarde geloop het as wat hy het? Yes, hy was. Maar ons lees nie van baie. Ons lees van Lazarus, ons lees van die weduwee se seun, ons lees van Jairus se dogter, mis ek een? Was 3. Hy was by magte vir soveel meer. Hoekom ons weet? Hoekom het dit nie gedoen het? Ek en jy het nie al die antwoorde nie. Hoor dit vandag. Ons ken vandag ten dele, maar eendag sal ons ten volle ken. Eendag sal ons ten volle ken. The gospel is the good news. It is the message of the Bible, from Genesis to Revelation. Van Genesis tot Openbaring is hierdie die evangelie. Selfs die skepping praat van opstanding van Jesus. Op die 3de dag hierdie grond opgebreek en het bome en plante gegroei. Jesus sê, 'n saad sal nie vrug dra alvorens hy nie in die grond val nie. Jesus het op die 3de dag dan opgestaan. Selfs die skepping praat van die opstanding van Jesus. Halleluja.
Vers 2, by which you are saved, this gospel by which you are saved, if you hold fast. Voorwaarde, as jy vashou. En nie vashou nie. If you do not hold fast to this gospel, maybe you need to ask yourself, are you born again after all? Am I questioning your salvation? Yes, I am. I'm questioning mine also. Ons moet dit doen. As geskryf wat ons leer, hy wat meen dat hy staan op 'n sop wat in die val. Want wat doen die vyand? Hy loop rond soos 'n brullende leeu en hy soek wie hy kan verslaan. And he is the deceiver of the brethren. And he will deceive you. And you might think you are standing. You might think you are fine. All the time you are not. The mere fact that you think that you are standing and that you are fine is a sign of pride. En dis dieselfde trap van die vyand. You fall in that same trap. Ek glo dat dit belangrik is dat ons gereeld sal question. Here, help my. Is ek waar ek moet wees? Presies. Daai Psalm wat Dawid gesê, jy glo my hart, Here. Soek in my. Wys my as daar weg van smaak. Selfondersoek, so belangrik. We should constantly check whether we still hold fast to the word that was preached to us. And biblical evidence of a redeemed life is what we should measure ourselves on to check whether we are still holding fast. Is daar vrug in jou lewe? Dit wat Jesus gesê het, dit wat hy gepreek het, dit wat hy geleer het, doen jy dit in jou lewe? Is jy gehoorsaam? Jy sê vir my, Here, maar jy doen nie wat ek sê. Jy sê julle is lief vir my, maar jy doen nie wat ek sê. Hieraan is jou liefde gemeet. Dis hoe die Vader ons liefde meet. Gehoorsaam. Gehoorsaamheid. Holding fast to the gospel means the fruit of the gospel showing in your life so that Jesus can be glorified. Ek sê weer, so that Jesus can be glorified. It's not to glorify man. Man should not receive any glory because God doesn't share his glory. Jesus alone should be glorified. The fruit of the life of Jesus in you, which means your body being his temple, which means his word being true food to you, and you feasting on him, and you hating the sin in your life enough to war against him. Haat ek en jy sonde? Haat ons die dinge van hierdie wêreld? Of is ons nog lief daarvoor? Is daar verandering in ons lewe? Ek verstaan, ek weet, dag tot ons tot redding gekom het, alles was nie die volgende dag reg nie. Dis 'n pad wat ons stap. Maar is jy nog op daai pad? Laat jy nog toe dat die Heilige Gees nog met jou werk. Gee hom nog kans, want hier is die kans wat jy hom gee. Spandeer ons tyd in die woord van die Here. Why? Because Jesus paid it all. Jesus paid it all. Love for the world dispersed the love of God in us. 1 John 2:15. Liefde vir hierdie wêreld is vyandskap met God. Wees baie versigtig. Wees baie versigtig. Die vyand se meeste om goeders te kan. Om te lyk soos, om te klink soos, om te praat soos, om te doen soos. He's a master manipulator. He's a con artist. He's the deceiver of the brethren. En hier is hoe ek en jy hom gaan uitken. Net hier. Net hier. Geen ander manier. Jesus paid the way, the price Jesus paid is way too high a price. For us to live one foot in the world and not one foot in the church. Prys wat Jesus betaal het is ver te groot. There's no version of Christianity where we live one foot in the world and one foot in the church. That's not true. That's not the true gospel. That's not true Christianity. Christianity is Christ-likeness. Like Jesus. That's Christianity. Verse 3, for I delivered to you first which I have also received. Paulus gee, ek gee vir julle dit wat ek ontvang het. Meaning his previous way of holy living was wrong. Waarvolgens het Paulus geleer? Ons ken die geskiedenis van
Paulus dood, of eers Saulus was. Hy het gelewe volgens die skrifte. Hy is 'n fariseer, skrifgeleerde, wetgeleerde. As daar iemand is wat die skrif geken is, is daai. Hy het dit geleef. Maar hier is die fout wat hy gehad het, of die fout wat hy gehad het, of die probleem wat hy gehad het. Hy het nie die een geken oor wie die skrifte gegaan het. Wanneer ek en jy die skrifte ken, maar ons het nie 'n diep liefde vir Jesus Christus nie, sal ons die skrifte misquote. Ons sal dit gebruik om divisie te bring in steede van eenheid. Ek en jy het nodig om die skrif te ken. Meer as dit, ons het nodig om die een oor wie die skrif gaan te ken. Jesus Christus. Jesus Christus. Paulus se oë het oopgegaan. Skille van sy oë afgeval toe hulle vir hom gebid het. Na hy tot bekering gekom het, na hy so 'n ontmoeting met Jesus gehad het. Wat was die eerste ding wat hy gedoen het? Reg die tempel toe. Wat het hy begin doen? Dadelik gepreek dat Jesus die weg is. Dieselfde skrifte wat hy geken het, om Jesus te vervolg, daar dieselfde skrifte toe die skille van sy oë afval, het hy gesien waaroor dit gaan, en oor wie dit gaan. Jesus Christus. Wat die volle prys betaal. En waar begin hy? He starts with the death of Jesus. Die dood van die Here Jesus Christus. Die ware evangelie. Die volle evangelie. Die dood van die Here Jesus. Ek en jy kan dit nie skei van enige iets in ons Christendom, in ons lewe. Hierdie kruis wat vandag maar 'n teken is van ons redding, van dit wat Jesus gedoen het. In daai tyd was dit heel iets anders. Ek dink ek wil dit vergelyk met vandag as ek en jy na 'n stoel moet kyk waarop ouens geelektrocuteer is. Wat dit was die simbool vir daardie tyd. Marteling, doodgemaak. Maar vandag is hierdie vir my en vir jou 'n simbool van oorwinning. Jesus Christus het hierdie kruis gedra. Hy het die straf gedra, hy het 'n vloek geword, nie die vloek gedra nie. Woord van die Here sê vervloek is elkeen wat in hom kom. Hy het daai vloek geword. Hy het oorwin. Hy het oorwin. Jesus het oorwin. Today the world loves a superhero, not necessarily a bleeding savior. Ek en jy moet pas op hoe ons Jesus sien. Hy is nie net 'n superhero. Ek en jy kan nie net 'n aspek van hom aanbid nie. God is liefde. Maar ek en jy kan nie net fokus op die mooi liefde gedeelte. God is ook regverdig. God haat nog steeds sonde. Kan ek vir jou sê, prys wat sy seun betaal het vir sonde, is 'n baie groot prys. Is 'n baie groot prys. Dis die rede hoekom as ek en jy nie kan vergewe nie, kan God ons nie vergewe. God vergewe deur die bloed van sy lam, deur dit wat Jesus vir ons gedoen het. Daai prys was so groot. Dit was die sonde van die hele wêreld, van almal wat al geleef het, almal wat daai tyd geleef het, almal wat nog gaan leef, tot en met waar ons vandag is en wat nog kom. Almal se sonde. Niemand is nie onder daardie belofte van vergifnis as ons dit aanvaar. Almal, die wêreld se sonde. Dis 'n groot prys. Maar ek en jy, ons sukkel om iemand te vergewe die een ding wat vergewe ons doen. En ek is eers dood, ek ben eers doodgemaak. Die seun van die mens doodgemaak. Gemartel. Verneder. En God vergewe. God vergewe. Ek luister weer vanoggend na daai gedeelte wat ek gister gestuur het, The Passion of Jesus. In die gedeelte praat hy die prediker by. En hy noem, terwyl hulle Jesus slaan, kyk hy vir hulle en bid vir hulle. Imagine daai liefde. Imagine daai liefde. Hulle is vol wraak en vol haat. En hulle kry lekker oor die slaan en die marteling van hierdie persoon vir hulle. Maar Jesus vat dit, elke hou. Ja. Jesus, who for the joy set before him endured the cross. He did it for you and me. The joy that was set before him is our salvation. It's us being reconciled to the Father, in right standing with the Lord, our Creator. Dit was hierdie vreugde wat voor hom sit, as ter wille van dit het deurgegaan.
Gehoorsaamheid aan die Vader. Ek lees gister iets anders sê dat as daar net een persoon op die aarde was, sou Jesus nog steeds die prys betaal. He would have done it. Can I tell you something else? I believe if there was no nails to nail him to the cross, Jesus would have held him to the cross. Hy is aan die kruis vasgehou om die prys te betaal sodat ek en jy vry kan wees. He would have held on for you and me. Hy sou vasgehou. Mag die Here ons help. Mag die Here ons help. Vers 4, amper klaar. Jesus was crucified according to the scriptures. According to the scriptures. Ek en jy moenie hierdie skrifte onderskat nie. Van Genesis tot Openbaring is dit belangrik dat ons weet wat hier staan. Alles het gebeur volgens die skrifte, sodat die skrifte vervul kan word. Die geweet dat Openbaring 13 vers 8 sê, the Lamb was slain from the foundation of the earth. Not from the fall of man. From the foundation of the earth, that means this was in God's plan from the beginning. Reg van die begin af het God geweet wat hy gaan doen. Reg van die begin af het God geweet hy gaan het God geweet Jesus gaan verloon word. Geweet wat Judas gaan doen, geweet wat die mense gaan doen. Geweet wat ek en jy gaan doen. He was slain from the foundation of the earth. This was God's plan from the beginning. Jesus dying, being buried, and rising again on the third day. It was his plan. And remember, this is not a side issue. Die opstanding van die Here Jesus, die kruisiging, dit wat ons oor Paasnaweek vier, geniet, is nie 'n side issue nie. This is the epicenter of Christianity. As dit nie is vir wat ek en jy hierdie naweek vier nie, dan was daar nie so ek en jy nie. Dan was daar nie vandag 'n kerk nie. Kerk is gebore aan die kruishout van Golgotha. Toe Jesus se sy wond geskeur is, met 'n spies en water uitgevloei. Selfs soos wat Eva gekom het van Adam. So is ek en jy die bruid van Christus. Hy het sy lewe vir ons gegee. Scripture teaches that his body would not see decay. Psalm 16 verse 10, also in Acts 13. We need to know that our body, although flesh and blood, is very important to the Lord. It's very important to the Lord. 1 Corinthians 7 verse 15 says, do you not know that your bodies are members of Christ himself? Hoor net dit. Your bodies are members of Christ himself. Dit is belangrik dat ek en jy reg lewe. Dit is belangrik dat ek en jy hierdie liggaam na omsien. Dit is belangrik dat ek en jy seker maak dat ons met hierdie liggaam heilig lewe. Waaroor sal ons, as ons dan deel is van Jesus Christus, homself, sy liggaam, waarvoor sal ek hierdie ledemaat van Jesus se liggaam gebruik om sonde te doen? Our bodies typify the body of the Lord. We need to understand that our bodies are connected to our spiritual life. En ons weet dat wanneer ons sonde doen, dan voel ons daai afstand van die Here, onmiddellik. Nie omrede Jesus wegtrek nie. Sonde bou 'n skeidsmuur. Sonde maak dat ek en jy wegtrek van die Here. Want wat het Adam gedoen die oomblik toe hy sondig? Wat doen hy? Kruip hy weg. Dis wat ek en jy doen. Omrede God wegtrek. Ek en jy doen. Daaroor het ons nodig om seker te maak dat ons lewe heilig. In Johannes 5 vers 4, everyone born of God overcomes this world. Asseblief hoor God se hart vanmôre. Daar's redding, maar daar's ook oorwinning. Daar's ook oorwinning vir my. Ek wil graag afsluit met hierdie volgende early church prayers regarding the burial of Jesus. Somebody wrote this on behalf of Hades, the grave. Where did they say, would that I have not received this one, with a capital O, who was born of Mary, for he has come upon me and loosed my power. He has shattered the ancient gates of brass. Psalm 24 praat van hierdie eternal gates. The souls which I have held as of old, as God, he has raised them up. Glory, O Lord, to your cross and to your resurrection.
My authority is dissolved. I received a mortal as one of mortals, but this one, over him I'm powerless to contain. With him I lose everyone who was bound up and over which I rule. En ek en jy moet weet dat Jesus, when he came up from the underworld, he did not come alone. He came with friends. He came with friends. Johannes 17 bid Jesus, hy sê, Lord, I want those you gave me to be where I am. And God answered. When Jesus was raised from the dead, was not others also raised? Ek dink dit was 'n rowwe tyd in Jerusalem gewees daai tyd. Toe Jesus opgestaan het uit die dood, het die graf toe oopgegaan, want mense opgestaan uit die dood. Ek dink dit moes vir die wat nie verstaan het nie, was dit 'n rowwe tyd. Jou oom of jou tannie of jou pa of jou ma of jou oupa en jou of jou ouma kom klop in jou deur. Opgestaan uit die dood, want Jesus Christus het opgestaan. Halleluja. Gaan aan, hy sê, for ages I have held the dead, but behold, he has raised them up. Glory, O Lord, to your cross and your resurrection. Die dood het geen houvas op Jesus. Die graf het geen houvas op Jesus. And God blessed the seventh day. It is the day of rest, where the begotten Son rested from all his works. And through his death, in body he rested. And having returned to it again through resurrection, he has granted us life eternal, as the only good and merciful Lord. Maar klaar met die laaste gedeelte van vers 4, and he rose again on the third day. So die geleentheid om dit môre te herdenk en te vier, daaroor wil ek nie veel oor sê nie, but it's part of the gospel. That's why I cannot leave it. Ek moet net sê, the resurrection of Jesus declares that he is the Son of God. Romeine 1 vers 4, and whom through the Spirit of holiness was appointed the Son of God in power by his resurrection from the dead, Jesus Christ. Amen. It was impossible for the grave to have hold of Jesus. Hoor hierdie, Handelinge 2:24. But God raised him from the dead, freeing him from the agony of death, because it was impossible for death to keep its hold on him. Hallelujah. It was impossible. As baie dinge in ons menslike verstand wat onmoontlik is. Maar as die woord van die Here sê dis onmoontlik, moet ons weet dis regtig onmoontlik. Because how could the one how could the earth keep the one who holds the earth? Die een wat die wêreld in sy hande hou, hoe kon hierdie wêreld, hoe kon hierdie aarde vashou? How can you hold the one who holds you? It was impossible for the grave to keep its hold. Hallelujah. The resurrection assures us of our justification. Justification means the removal of our guilt, our being right in right standing with the Father again. The resurrection assures we have an intercessor at the right hand of the Father. Skrif leer ons, Jesus, therefore he is able, Hebreërs 7:25, therefore he is able to save completely those who come to God through him. Completely, maar it's nie 'n halve job nie. He cried out, it is finished. Because he always lives to intercede for us. And lastly, his resurrection is your resurrection. Sy opstanding is my en jou opstanding. Mag ons nie vergeet die volle evangelie. The full gospel. It means Jesus paid it all. Amen. Kom ons lê. Hemelse Vader, dankie vir u woord. Dankie vir die volle evangelie. Dankie vir die volle verhaal. Dankie vir al die detail in hierdie evangelie, die goeie nuus van Jesus Christus. Dankie dat u die volle prys betaal het en dat ons in u mag wees. Sal hierdie woord lewend hou in ons harte, Here. Dat ons dit nooit sal afwater, nooit sal vergeet nie, onsself sal ons